1 Petrus, hoofstuk 2, 1 Petrus, hoofstuk 2, en dan ook die Heidelbergse Katekismus, Sondag 33, nou 1 Petrus 2, daar vanaf vers 18, dan lees ons van hierdie raad, berading, selfs vermaning, wat kom aan die diensknegte oor hoe hulle nou moet lewe in die lig van die evangelie. En hier gee ons 'n baie praktiese voorbeeld en die manier van raad wat hier aan gelowiges gegee word oor hoe hulle nou vir Christus moet lewe in 'n sondige wêreld. Hierdie is nou 'n goeie voorbeeld van Bybelse berading. Goed, en ek lees vir ons 1 Petrus 2 vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand, terwille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar, as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Dan Sondag 33, vraag 88 vra uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? En die antwoord uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Vraag 89 en die antwoord, dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Vraag 90. En dan is die antwoord, dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. En dan is die vraag, wat is goeie werke? En die antwoord, slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. So ons kyk dan vanaand na hierdie Sondagafdeling, en ons wil sien ook hoe dit in die skrif dan ook vir ons uitgewys word, die ware bekering van die mens. En dit wys ook vir ons, as mens kyk na die ware bekering van die mens en hoe dit hier verduidelik word, dan verstaan ons ook wat Bybelse berading is. En wanneer ons kyk na hierdie tema van daaglikse bekering, dan gaan ons eintlik sien hoekom daaglikse bekering noodsaaklik is vir gelowiges. Hoekom daaglikse bekering noodsaaklik is. Dis die eerste ding wat ons gaan sien. Die tweede ding is wat daaglikse bekering is. So ons gaan eers sien die noodsaaklikheid daarvan en dan gaan ons sien wat is hierdie daaglikse bekering. En dan gaan ons vra hoe ons daagliks kan bekeer. Nou, die regte verstaan van daaglikse bekering by die gelowige, die regte verstaan daarvan,
en dan om gelowiges te help om daagliks te bekeer. Dit is Bybelse berading. Hierdie Sondag afdeling is die definisie van Bybelse berading. Mens kan dit anders te verwoord. Bybelse berading is om mense met die skrif te help, om hulle te beraad, te vermaan, om al meer van slegte werke af te sien en goeie werke aan te trek, deur al meer na Jesus te kyk. Dit is Bybelse berading. So eenvoudig soos dit. En julle sal let daarop dat daaglikse bekering oor die gelowige gaan. 'n Ongelowige kan nie daagliks bekeer nie, want daar moet eers die eerste bekering wees. So wanneer ons praat oor die daaglikse bekering, dan verwys ons na 'n gelowige en daarom kan Bybelse berading volgens hierdie Sondag gedefinieer slegs vir gelowiges geld. Slegs. Bybelse berading is slegs vir gelowiges. En as iemand Bybelse berading wil hê, en hy's 'n ongelowige, moet hy eers die evangelie glo. Hy moet Jesus glo. Dan kan jy eers met hom begin beraad uit die skrif uit. In terme van hoe om te vorder in heiligmaking. Nou hierdie leer oor daaglikse bekering, hierdie Bybelse berading is van kardinale belang as ons onsself en ander gelowiges wil help met dinge soos sondige angs, sondige woede, om lyding reg te hanteer, selfsug wat deur die sielkunde genoem word narcisme, die skrif noem dit selfsug, sondige depressie, om mense met dit te help, mense met skuldgevoel te help, om mense te help met dat hulle goeie kommunikasie kan ontwikkel, om mense te help wat as daar sondige gedrag in die huwelik is, sondige kinderopvoeding, of jy kan ook sien dat ware bekering, of dan die leer oor die ware bekering, of dan Bybelse berading is ook net om gelowiges bloot in te lig, raad te gee, te help om hulle te leer watter goeie werke hulle kan doen in hulle verskillende beroepe. So dit kan bloot net mense inlig en help en raad gee en sê, kyk, dit is wat jy moet doen as 'n regerder, dis wat jy moet doen as 'n ouer, dis wat jy moet doen as 'n werkgewer, dit is wat jy moet doen as 'n werknemer, as 'n besigheidseienaar, hoe ook al. Dit is wat Bybelse berading wil doen, dit is wat die leer oor die ware bekering wil doen. Nou, as iemand sou beweer dat Bybelse berading verkeerd is, volgens die Sondag 33 definisie, dan word daar eintlik gesê dat Sondag 33 nie waar is nie, of dat gelowiges nie mekaar moet help om daagliks te bekeer nie. So wat wel duidelik moet wees in Bybelse berading, en duidelik uit Sondag 33, is dat slegs die skrif gelowiges kan help om daagliks te bekeer. En dit is wat ons nogal gaan sien hierso, is slegs die skrif wat jy kan gebruik in Bybelse berading, en dit is slegs die skrif, dit is genoegsaam om ons te help. Kom ons kyk eers na die eerste gedeelte van daaglikse bekering, hoekom daaglikse bekering noodsaaklik is. Dis nou die eerste onderwerp, of die eerste punt wat ons wil na kyk. Hoekom is daaglikse bekering noodsaaklik? Nou, wanneer mens vraag en antwoord 88 in isolasie gaan lees, en vraag 88 is, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens, en jy lees dit net so, en jy begin net daar lees, dan gaan mens die draad van die Heidelbergse katekismes verloor. Die Heidelbergse katekismes volg 'n patroon, dit volg 'n oploop. Die konteks is vraag en antwoord 86, waarna ons laasweek gekyk het, en vraag en antwoord 86 is die begin van die derde gedeelte van die Heidelbergse katekismes, wat handel oor die dankbaarheid. Dit is waaroor die derde gedeelte van die Heidelbergse katekismes gaan. En ons word in hierdie vraag, en hierdie Sondag, daai Sondag, die vorige Sondag, is Sondag 32, is ons daarop gewys dat belydende gelowiges nie anders kan as om goeie werke te doen en te wil doen nie. Dis basies wat daai Sondag leer.
Dit is die noodwendige gevolg of die noodwendige vrug van verlossing, is dat gelowiges wil nou die Here dankbaar wees. Die gelowiges wil nou die Here volg. Hulle wil goeie werke doen. Dit is 'n vrug van die verlossing. So die verlossing, die redding, die heil wat mense kry in Christus, verander nie net gelowiges se posisie voor God nie. Mense wat in Jesus glo, tot die ewige lewe, is nie net hulle verander van posisie. Hulle was onder die oordeel van God en nou is hulle nie meer onder die oordeel van God nie. So jou posisie verander, dit is so, maar dis nie net dit wat verander nie. Jy word ook in daardie posisie verander waarin jy nou is. Jy self verander. So jy word verander na 'n posisie toe en dan verander jy self. In vraag 86 sien ons 3 doele dan met hierdie verandering. Hierdie verandering wat plaasvind. Gelowiges is dankbaar vir wat die Vader in Christus vir ons gedoen het. Ons kry sekerheid van ons verlossing uit die vrugte van ons geloof. Dit is die tweede doel. En dan is die derde doel, God gebruik ons goeie werke as middel om mense te red. En dan kom die ontnugterende vraag in vraag 87. Kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dan is die antwoord baie duidelik, nee, glad nie. Nee, glad nie. Want as hulle 'n ondankbare lewe lei, dan beteken dit hulle is nie in die posisie van verlossing nie. Dis basies wat dit beteken. Dat hulle nie van posisie verander nie. En daarom dat 1 Korintiërs 6 vers 9 en 11 sê, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Mense wat in daardie ondankbare lewe gaan nie die koninkryk van God beerwe nie, want hulle wys daardeur dat hulle posisie nie verander het nie. Nee, gelowiges word self verander in daardie posisie waarin hulle self nou voor God die Vader vind, want hulle is nou in Christus en hulle word verander. Nou die laaste woorde van vraag 87 sê, praat van dat mense tot God bekeer. So dit vra, kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Daai tot God bekeer nie is dan die groot klem in daardie vraag. En dan is die antwoord natuurlik, daar is geen verlossing vir iemand as hulle nie bekeer na God toe nie. Dit is noodsaaklik om te bekeer. En dan uit daai, wat is bekering dan? Dis die noodwendige vraag op daai vraag. Wat is bekering dan? Wat beteken bekering? Dan kom ons by Sondag 83, want hier word ons geleer wat ware bekering beteken. Want as iemand sê, iemand hoor, as jy 'n ondankbare lewe lei en nie na God bekeer nie, dan gaan jy nie die koninkryk van God beerwe nie, dan is die noodwendige vraag, maar hoe kan ek bekeer? Wat is bekering? Wat beteken dit? Wat beteken hierdie dankbare lewe? Dis ook vir ons 'n baie goeie toets of ons in Jesus is daar hierdie ware bekering? Dan vraag 88, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? So dan moet bekering wees, en dan vra dit uit hoeveel dele bestaan hierdie bekering, hierdie dankbare lewe? En dan is die antwoord uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. So, eerstens, bekering kan nie losgemaak word van wedergeboorte en geloof nie. In 1 Petrus 2 vers 25 wat ons gelees het staan daar, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So voor wedergeboorte is jou eie sonde, die Satan en die wêreld jou herder. Maar wanneer jy wedergeboorte, wanneer die Here jou nuut gemaak het en
hy vir jou geloof gegee het, dan is die Here Jesus jou herder. Jou herderskap verander. Die punt is, gelowiges was geestelik dood gewees, maar toe was daar 'n nuwe geboorte deur die Heilige Gees, 'n nuwe skepping het plaasgevind, 'n herskepping. En hierdie nuwe geboorte bring 'n radikale verandering in die persoon. 'n Radikale verandering. En hierdie radikale verandering is wat ons bekering noem. En hierdie bekering beteken dat daar 'n hele verandering in rigting is. Daar is 'n 180 grade ommekeer. Daar is, jy lewe nie meer vir jou eie sonde, die Satan in die wêreld nie, maar jy lewe nou vir jou nuwe herder en opsiener, en dit is die Here Jesus. Daar is 'n wegdraai van die liefde vir sonde, daar is 'n draai na God vir vergifnis van sonde deur geloof in die werk van Christus. Daar is 'n draai na God om nou vir God te lewe, die persoon se wil verander, 'n hele verandering in die manier hoe die persoon dink, doen en praat, en ons kan dit noem as sy gedagtes, sy gesels en sy gedrag verander. Dan moet hierdie verandering plaasvind. Dit is wat dit beteken om te bekeer. So ons het nie net te maak met 'n geloof in Christus nie, as iemand wedergebore word nie, dit is baie meer. Nou is daar bekering. En bekering bestaan nie net daaruit om van een rigting na 'n ander rigting te verander nie, maar om dit te doen met 'n duidelike haat van die rigting waarvan jy weggedraai het. Bekering begin by 'n inwendige verandering van denke, gevoel en wil. Jou gedagtes verander en dit gaan oor na hierdie uitwendige verandering wat sigbaar is. Jou gesels en jou gedrag. Ja, daar is die een keer bekering en die woord beskryf dit dan ook so. Maar daar is ook hierdie konstante daaglikse bekering. Hierdie afsterwing en opstanding word op twee maniere in die Bybel uitgebeeld. Die eerste bekering het alreeds plaasgevind, dis voltooi vir die gelowige. Met die eerste bekering staan die gelowige nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. Dis wat met die eerste bekering gebeur. Jy staan nie meer onder daai heerskappy nie. Kolossense 3 vers 9 en 10 praat dan ook van hierdie eerste bekering. Hoor hoe stel dit daar in Kolossense 3 vers 9 en 10. Dit sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Dis 'n een keer gebeurtenis. En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. So daar's duidelike terugwys na 'n eerste een keer bekering. Maar daar is ook 'n ander bekering wat nog nie voltooi is nie, wat aanhou. Net so 'n paar verse vroeër in Kolossense 3 vers 5, dan praat dit van daardie konstante bekering. Dit praat van maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstogte, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. En dan sien ons ook baie ander gedeeltes van hierdie nuwe mens wat ook dan beklee moet word daagliks. So wanneer iemand tot bekering kom, dan gebeur daar 'n duidelike verandering in die persoon. Hy is 'n nuwe skepsel, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hierdie een keer gebeurtenis is die wortelbekering. En dit lei tot 'n konstante bekering wat die daaglikse bekering genoem word. Of dan hierdie konstante bekering. Die radikale verandering van die wortelbekering veroorsaak nie volmaakte goeie werke nie. So as daar hierdie wortelbekering is, gaan jy nie nou hierdie volmaakte persoon wees sonder enige sonde nie. Nee, die werk van genade werk deur tot 'n noodwendige en 'n noodsaaklike daaglikse bekeringsproses dat die persoon hoe langer hoe meer die sonde aflê en die goeie werke aantrek. En dit is wat ons dan eintlik heiligmaking noem. Heiligmaking is eintlik die daaglikse bekering. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sonder daaglikse bekering, sonder heiligmaking kan daar nie verlossing wees nie. Want dit sê eintlik die persoon het nie
die wortelbekering gehad nie. Nou hierdie daaglikse bekering word dan baie mooi in Sondag 89, vraag en antwoord 89 en 90 beskryf. In vraag 89 dan praat dit oor die eerste gedeelte van hierdie daaglikse bekering en dan vra dit, wat is die afsterwing van die ou mens? En dan is die antwoord, dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En dan vraag 90 vra, wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. En ons sien die daaglikse bekering is 'n uitvloeisel van die wortelbekering. Die ou mens word afgelê en die nuwe mens word aangetrek. Soos ons ook gelees het in 1 Petrus 2 vers 24. Ons moet die sondes afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Sondes afsterwe vir die geregtigheid lewe. Daar's die twee gedeeltes. Daarom dat ons bely dat die bekering uit twee dele bestaan. Afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Aan die een kant is daar die doodmaak van die ou mens en aan die ander kant is daar die aantrek van die nuwe mens. Hoe kan jy werklik weet dat jy tot bekering gekom het? As ons kyk na vraag 89 en 90 aan die hand van die skrif is, het jy 'n hartlike berou oor sonde en het jy 'n hartlike vreugde om dan die Here te eer en die Here se wil na te volg. As jy werklik tot bekering gekom het, dan moet daar 'n verandering wees. Daar is hoe jy jouself en jou sonde evalueer, hoe jy God se wet sien. Voor bekering, as jy God se wet hoor, is daar selfregverdiging. Daar is selfs hierdie misbruik van die wet om te sê, maar ek is nie so sleg nie. Ek is daarom nie soos ander mense nie. So daar is hierdie selfregverdiging voor bekering. Titus 1 vers 15 beskryf dit so, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Daar is hierdie selfregverdiging. Hulle gebruik nie die wet reg nie. Maar na bekering is daar eerstens die afsterwing van die ou mens. Ek stem nou saam oor God se perspektief oor my en my sondes. Ek sê ja, die Here is reg in sy skrif oor my, ek aanvaar dit so. Ek erken dat die wet van die Here en slegs die wet van die Here my sondes ontbloot. Daarom dat ons bely in vraag 3, waaruit ken jy jou ellende? Waaruit ken jy jou ellende? Ken jy jou ellende uit die tydskrif uit? Ken jy jou ellende uit die natuur uit? Dan sê dit nee, uit die wet van God. Dis hoe jy jou ellende ken. Romeine 3 vers 20, hier is seker die kortste vraag en antwoord in die Heidelbergse katekismus, en is baie duidelik, net uit die wet van God, dit is hoe jy jou ellende ken. Nou sielkunde, aan die ander kant bepaal dan nie wat verkeerd en sonde is nie. Ons gaan nie na sielkunde of wêreldse wysheid om te bepaal wat sonde is nie. Ons gaan na die wet van God toe. Julle sien die probleem met sielkunde, dit is tog belangrik en ons gaan 'n paar keer daarby stil staan. Die probleem met sielkunde is dat dit afwykings van die normale optrede in die samelewing as 'n probleem identifiseer. So dit sê hier is die normale optrede deur die meerderheid van mense en hierdie persoon tree nie volgens hierdie normale optrede op nie. Dan sê hulle dis 'n afwyking en dan word dit as ware as 'n sonde gesien. Hulle sal dit nie 'n sonde noem nie, maar hulle noem dit 'n afwyking. Die probleem is net die normaal skuif. In die samelewing skuif die normaal. 30 jaar terug byvoorbeeld was homoseksualisme 'n afwyking. Maar die normaal het nou heeltemal geskuif. Nou is dit nie meer 'n afwyking nie. Nou is die veroordeling van homoseksualisme is nou die afwyking. Jy sien die probleem. Jy dink met hierdie tipe reëls wat buite die skrif gemaak word, is dat dit skuif die hele tyd. Dit verander. Want dit is gegrond op mense se eie goeddinke. Nou, wat interessant is, en ek weet nie of julle daarvan bewus is nie, is dat sondige woede
word nie as 'n sielkundige afwyking gesien nie. Volgens die DSM-5, julle het miskien al daai woord gehoor, maar dit is die sielkunde se Bybel, is die DSM-5. Dit staan vir Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Definieer nie woede as sonde nie. Nou, net dit moet al vir jou rooi ligte laat aangaan, want die skrif is baie duidelik daaroor, dat daar ietsie is soos sondige woede. Natuurlik weet ons, en ons lees dit, byvoorbeeld in Efesiërs 4, dat daar gesê word, jy moet toornig word, maar nie sondig nie. So daar is wel ietsie soos heilige toorn, of mens kan self sê heilige woede, maar daar is ook iets soos sondige woede. En dit is ook so die Here gebruik regverdige woede om ons baie keer te aktiveer, dat ons, en ek amper hierdie energie het om teen ongeregtigheid op te staan. Dit is so. Maar dit kan baie maklik gebeur, dat ons daardie regverdige woede misbruik, en dan sonde doen. Ons neem reg in ons eie hande, en ons dink ons eie oplossings uit. Maar die skrif sê vir ons, presies waar daardie sondige woede is. Die kenmerke van 'n ware afsterwe is dat, dis nou as jy nou hierdie eerste gedeelte van die ware bekering deurgaan, en dit moet daagliks gebeur, is dat jy erken en jy wil kyk na die wet van die Here om jou sonde te identifiseer. Dit is 'n belangrike kenmerk. Daar's 'n verandering in 'n gedagte. Jy kyk nie meer na die wet van die Here en sê, o, goed, dit wys maar net eintlik hoe goed ek is nie. Nee, die wet wys vir my hoe sleg ek is. En ek erken my sonde. En ek het 'n berou oor daardie sonde, nie net 'n berou om die vrede te handhaaf nie, maar ek weet dat my Here Jesus het daar in die kruis vir daardie sonde gesterf. So ek het 'n berou daaroor. Ek besef dat my sonde het die toorn van God opgewek in so 'n mate dat hy Jesus moes straf vir my sonde, en die gevolg daarvan is 'n haat van die sonde. Julle sien, die wegdraai is, jy haat die sonde, en dan vlug jy na Christus toe, en na sy wil toe. Wanneer jy by daardie afsterwe van die ou mens is, daardie eerste gedeelte van die ware bekering, dan is nie besig om die sonde te verklein, te minimaliseer, deur die volgende te sê en te dink nie. Ek is maar net 'n sondaar, ek het so groot geword, ek kan nie anders te nie, dis die omstandighede wat my laat sondig het. So jy sien, die eerste gedeelte van die ware bekering leer, dat daar nie verskonings maak kan wees nie. Ons kan nie verskonings maak vir sonde nie. En hierdie is een van die belangrike teksverse dan in Bybelse berading, is 1 Korintiërs 10 vers 13. Wat sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan dra. Julle sal dit kan doen. Natuurlik, ons val baie keer en ons soek verskonings, en ons sien dit, en dan ons weer eens berou daaroor, want ons weet ons moenie verskonings soek nie. En dis 'n konstante stryd, maar dis 'n goeie stryd. Dis 'n goeie stryd, want ons weet ons kan na Christus toe gaan in hierdie stryd en vergifnis ook kry, soos ons teen die sonde veg. Nou, tweedens, in die tweede gedeelte van die ware bekering is die opstanding van die nuwe mens. En dit is natuurlik wanneer daar eerste wortel bekering is, nê? Dit is baie belangrik. Nou is daar in hierdie opstanding van die nuwe mens is daar 'n bewondering van en 'n liefde vir God. Omdat al haat hy sonde so baie, het hy Jesus gegee om daar aan die kruis te kom sterf, om my sondes op hom te neem. Nou is daar 'n hart van dankbaarheid by die gelowige vir wat Christus aan die kruis kom doen het.
en 'n opregte begeerte om tot God se eer te lewe. Met ander woorde, daar's die begeerte om goeie werke te doen, om die Here te eer. En dit bring ons dan by die volgende vraag en antwoord. Want as ek sê, goed, ek wil nou goeie werke doen, moet ons vra, maar wat is goeie werke? Dis tog 'n redelike vraag. En vraag is seker nou, moet ons dit self uitdink? Moet ons hierdie reëls probeer uitmaak uit wat ons leer buite die skrif? En dan is die vraag en antwoord ook baie duidelik hier. So vraag 91 vra, wat is hierdie goeie werke? Nou, goeie werke, volgens die skrif gedefinieer, bestaan uit 5 gedeeltes. 5 gedeeltes wat dan in 2 kategorieë ingedeel kan word. So as 5 gedeeltes, 2 kategorieë, jy kan daai 5 in 2 indeel. Dit is wat gedoen word en wat nie gedoen moet word nie. Dit is goeie werke. So wat moet gedoen word? Volgens jou vraag en antwoord 91 sê dit, slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word. So dis die positiewe. So dit moet uit 'n ware geloof uitgedoen word. Enige iemand wat 'n goeie werk wil doen, en hy's nie 'n gelowige nie, kan nie 'n goeie werk in beginsel doen nie. Hy kan uiterlik, of soos ouens al beskryf het, hy kan publiek goed doen, maar hy kan nie in beginsel 'n goeie werk doen nie. So daar's ware geloof, maar die belangrike ene is volgens die wet van God. So jy ken jy sonde uit die wet van God en jy ken jy goeie werke uit die wet van God. Dis die enigste moontlikheid. Dis die enigste moontlikheid om goeie werke te kan doen. En dan moet dit tot sy eer gedoen word. Dis die eerste kategorie. Tweede kategorie is, wat moet ons nie doen nie? Wat is nie goeie werke nie? En dan sê dit verder, nie die wat op ons goeddinke, soos die sielkunde, of die wat op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. En daar is natuurlik, Jesus verwys daarin in Matteus 15 na die fariseërs wat hulle eie goeie werke uitgedink het, en dit is nou oorgelewer deur die geslagte. So, wat vir ons geleer word is, jy kan nie op eie goeddinke jou eie goeie werke uitdink nie. So, indien enige raad, wat sonder die wet in die evangelie gegee word om jou te help met ware bekering en goeie werke, dan moet dit verwerp word. Hierdie raad om goeie werke te doen buite die skrif, of dit nou sielkunde is, of jou tannie is, of jou ouma is, wie ook al, sonder die wet in die evangelie, het dit geen krag nie. Geen krag nie. Indien sielkunde iets wil aanspreek of verander in 'n gelowige, waaroor die skrif al klaar sê hy oor praat, dan is sielkunde oorbodig, en is dit in elk geval goeie werke uit goeddinke. En 'n voorbeeld hierso is, van die sielkundige terme, of afwykings, sal byvoorbeeld sonde aanspreek. So dit sal byvoorbeeld sê, narcisme, dit geen ander woord, maar dit selfsug. Dit sal sê dit is sleg, dis 'n afwyking. Maar weer eens, word dit nie gedefinieer volgens die skrif nie, en dan word dit ook nie gesê, hoekom dit verkeerd is nie, dit is maar net volgens wat dit sê hoekom dit verkeerd is, want dit is nie meer deel van die normaal nie, dit is 'n afwyking van die normaal. Maar want hy is sonde, word gedefinieer volgens die wet van God. Dis 'n afwyking van die wet van God, dit staan eintlik teen die wet van God, dit is sonde. So dit moet volgens die wet van God gedefinieer word. En as jy nou, as die sielkunde in 'n sin 'n waarheidsmoment het, om 'n probleem te identifiseer, dan gaan dit ook nie 'n akkurate identifisering wees nie. Dit kan nie 'n akkurate identifisering wees nie, en verseker ook nie die oplossing, kan dit ook nie gee vir die aflê van daardie afwyking nie. Want die sielkunde werk nie met die evangelie nie. Dis nie eintlik, kan mens verstaan hoekom daar sielkunde is vir 'n ongelowige wêreld. Jy verstaan dat ongelowiges het die werke van die wet op hulle harte,
die Here het ook so gesê, hulle weet daar's iets verkeerd, hulle wil goeie mense wees, en dan het hulle sielkunde om hierdie ding te probeer regmaak. Maar sodra jy die wet en die evangelie uit berading uithaal, dan is dit nie ware afsterwe en ware aantrek of ware bekering nie. Hierdie ware bekering, hierdie afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens is baie prakties. En dit kom voor in ons daaglikse lewens en ons sien dit in hierdie geval van die dienskneg wat ons gelees het. En ek gaan nou in vers 18 begin lees en net 'n paar notas vir julle maak oor hierdie geval van die dienskneg. Want dit is nou tipies 'n dienskneg wat moet raad kry oor hoe moet hy optree in sy omstandighede. Dis wat daar gebeur, hy kry raad, hy kry Bybelse berading, hy word vermaan, hy word gewys op hoe om nou vir die Here te lewe. Hy word gewys wat daaglikse bekering is, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Vers 18 van 1 Petrus 2, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. So daar word geleer, volgens die wet van God, wat moet gedoen word teenoor hulle Here, teenoor hulle baase. En dan sê dit, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, so moenie net onderdanig wees teenoor die Here wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. So wat Petrus hier sê is, maak nie saak die omstandighede nie. Jy moet onderdanig wees. En onthou, onderdanigheid beteken nie noodwendig gehoorsaamheid nie. Maar as jy in daai posisie van werknemer staan, moet daar onderdanigheid wees. Daar moet die gesindheid wees van eer. Dit is maar net hoe dit is. Dis hoe die Here dit bepaal. Dit is volgens die wet van die Here, dit is goeie werke. Vers 19, want dit is genade. Wat is daai genade? Dit is die opstanding in die nuwe mens. As iemand terwille van die gewete voor God, daai terwille van die gewete voor God is uit 'n ware geloof. So hierdie persoon, hierdie dienskneg het 'n ware geloof. En dit is wat die opstanding van die nuwe mens beteken, is dat jy leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as jy verdra wanneer jy sonde doen en geslaan word? Want hierdie is dan op eie goeddinke. Want as iemand sê hy word geslaan deur sy baas en hy word sleg behandel, maar hy is so 'n slegte dienskneg, dan kan hy nie daarop roem dat hy lyding ervaar nie. Dan is sy eie goeie werke uitgedink. Maar as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is jy geroep, sê vers 21, omdat Christus ook vir julle gelei het. Julle sien, hier is die evangelie weer eens in berading. Die evangelie is die skanier tussen afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het. Hier is dan hoe ons dit sal regkry om daagliks te bekeer, is om te kyk na wat Christus gedoen het. Hy het vir ons gelei en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sê vers 21 verder, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. En hierdie maak dan dat ons die sonde haat. Sodat, sê vers 24 verder, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Daar het jy baie duidelik Bybelse berading. Deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Julle sien, slegs die Bybel leer ons wat daaglikse bekering is, wat sonde is en wat goeie werke is, hoe om sonde af te lê en goeie werke aan te trek, nie sielkunde nie. God se woord moet gebruik word om die persoon se toestand, sy optrede en gedagtes te verander. Die skrif is genoegsaam. Die skrif is voldoende om mense te help met hulle sonde,
om hulle te bemoedig, te troos, te groei in heiligmaking. En 'n ander belydenisartikel van ons is die Nederlandse geloofsbelydenis. En daar in artikel 7, dan praat dit oor die volkomendheid van die Heilige Skrif. Want ons vraag is, het ons meer as die Skrif nodig om ons sonde te identifiseer? Het ons meer as die Skrif nodig om te leer wat goeie werke is? En dan sê NGB artikel 7, die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, dit is nou, word in die Skrif breedvoerig beskryf. So hoe word God gedien? Dit beteken goeie werke. Hoe word God gedien? Dit word breedvoerig in die Skrif beskryf. En hoe hanteer mens enige raad wat nie in lyn met die Skrif is nie, of raad of raad wat wil voorgee asof dit goeie werke is? NGB artikel 7 het ook hierdie te sê oor dit. Alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. En as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. So dit is baie duidelik. Bybelse berading en sielkunde is nie versoenbaar nie, maar Bybelse berading is dit wat gelowiges nodig het om werklik te vorder in ware bekering. Net om 'n vinnige voorbeeld te noem, want dit is baie keer, as mens nou praat oor Bybelse berading, dan dit is baie keer moeilik om dit prakties te maak. Goed, in die diensknegt voorbeeld is dit prakties, dit is wat ons in 1 Petrus 2 gesien het. 'n Ander voorbeeld is depressie, want dit is 'n onderwerp wat baie opkom. En dit is 'n toestand waarin baie mense verkeer. Net om vir julle 'n idee te gee, in 2019 het 1 uit 8 mense in die wêreld, dis 970 miljoen mense, dis sekerlik al by die biljoen. 1 uit 8 mense het met 'n geestesversteuring, is nie eintlik die regte term nie, maar dis hoe ons dit gebruik in Afrikaans. In Engels is dit beter, dit praat van 'n mental disorder gesit, waarvan angs en depressie die mees algemeenste was. So hierdie is nou interessant. Volgens beraders, as hulle mense beraad, die grootste probleem wat hulle gewoonlik identifiseer as mense kom vir berading is woede. Maar goed, volgens die DSM sielkunde is woede mos nou nie 'n afwyking nie. Okay, so dan moet hulle gaan na ander probleme toe. Volgens die ervaring uit die sielkunde is angs en depressie die grootste probleem. Hoe dit ook al sê, hulle word dan pille gegee vir dit. Oor die algemeen, dit is wat voorgeskryf word. So kom ons kyk nou na 'n gelowige wat na jou toe kom en hy sê hy is depressief. Hy is te neergedruk. Hy is nie meer lus nie. En onthou, dit is 'n wye stelling. Jy moet baie vrae vra. Jy moet bepaal wat presies bedoel hy. Want dit kan wees as hierdie persoon heeltyd fisies moeg is en hy dit definieer as depressief, dan het hy moontlik 'n fisiese probleem. Hy moet 'n dokter gaan sien. Miskien is daar 'n skildklier probleem of een of ander probleem wat hom heeltyd moeg maak. Goed, so hy het dit depressie so gedefinieer. As hy depressie so definieer en hy sê, goed, ek het heeltyd hierdie sondige gedagtes, ek wil nie werk nie, ek dra hierdie skuldgevoel, dan kan ons die Bybel en moet ons die Bybel gebruik om dit aan te spreek. Want die Bybel praat oor daardie. Dit wys duidelik uit dat daardie sonde is. En dan moet jy die persoon herinner aan sy identiteit in Christus. Jy moet herinner, onthou, daai moet jy aflê. Daardie, jy wil nie werk nie. Die sondige gedagtes, jy moet dit identifiseer as sonde, om herinner aan Christus, wat ook vir daai sondes gesterf het, en die evangelie
vir hom baie duidelik, mooi weer eens verduidelik, sodat hy die goeie werke kan aantrek weer. En dis net so vinnige voorbeeld van hoe mens byvoorbeeld depressie kan benader. Maar ek sluit af dan, net om weer eens te wys of te sê wat Bybelse berading is. Bybelse berading is om mense met die skrif te help, om mense met die skrif te beraad, om mense met die skrif te vermaan, om al meer van slegte werke af te sien en goeie werke aan te trek, deur al meer na Jesus te kyk. Dis Bybelse berading. Kom ons bid.